Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal vanmôre weer kan saam wees, so rondom sy wonderlike woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, ons vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes, en die gebed van my hart is dat die Here ook die woord aan ons harte sal seën in hierdie môre. Ek dink weer so in besonder aan Gesang 306 vanmôre wat sê woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Vriende, daar is net een boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, dis die Bybelboek. Geen ander boek op aarde, geen ander lied, niks anders dan nie, behalwe God se wonderlike woord. Die 66 kanonieke boeke van die Bybel, 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. En hierdie boeke is vir my en jou gegee, sodat ons opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Gister bietjie gepraat oor die gedagte, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En vanmôre kom ons oordenking daaruit Psalm 119, nou die meeste van u weet, daar is 176 verse in hierdie Psalm, en ag vriende, al 176 verse gaan oor 'n besondere eienskap van die woord, of iets wat die psalmdigter skryf, wat die woord in ons lewens doen, beteken, bereik, en hoe die Here ook sy woord gebruik om ons te verander, om hom te verheerlik. Nou, daar's 'n vers wat vir my uitgestaan het, wat ek vanmôre 'n bietjie met u wil deel. Dit is nou Psalm 119 vers 37. Daar staan, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in u weë. Nou vriende, die Engels sê dit baie mooi, turn my eyes away from worthless things, preserve my life according to your word. Nou in ons stal nietigheid, vir baie mense beteken dit nie baie nie, hulle verstaan nie regtig die definisie nie, dis nie 'n baie mooi verduidelikende woord vir baie mense nie, maar hoor hoe mooi sê die Engels dit, from worthless things, van nikszeggende dinge wat in die ewigheid vir my niks sal beteken nie. Die psalmdigter wat al duisende jare terug oorlede is, skryf en hy sê, Here, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie. En ag vriende, dink net aan die tyd en dag waar u en ek in onsself in bevind. Hoeveel nietighede is ons mee besig? Ag vriende, ons word gebombardeer met die tegnologie en die sosiale media, en daar's soveel dinge wat ons tyd beroof, dat ons vanmôre ook vir onsself moet afvra, hoe lyk my lewe? Here, deurgrond ook my hart, hoe lyk ek vanmôre? En Here, as ek besig is met nietige dinge, worthless things, dinge wat in die ewigheid niks gaan beteken nie, pleit ek by u, dat u vanmôre my tot verantwoording sal roep, en dat ek in berou en belydenis voor u sal buig, en vra, Here, help my, om 'n lewe te leef, waar ek u woord hoog ag, en ook lewe tot u eer, en tot verheerliking van u naam. Die vraag wat baie mense vra nou, wat is worthless things? Wat is nietighede, waarmee ek myself kan besig hou, en wat my tyd steel, en ook in die ewigheid, vir my baie skade gaan laat lei? Ag vriende, daar is baie dinge. Ons dink maar net eenvoudig aan die selfoon. Hoeveel mense spandeer ure per dag op 'n selfoon? Dit lyk of daai selfoon aan hulle hand vasgegroei het. Hulle kan nie sonder daardie telefoon beweeg nie. En wat vir my so interessant is, dis 'n selfoon, en 9 uit die 10 keer praat mense nie oor die foon nie, want hulle gebruik dit nie meer daarvoor nie. Daar is allerhande dinge op die selfoon, daar is die Netflix en die YouTube en watter ander goed ook, Facebook en ek weet nie, Telegram en Instagram en ek weet nie watter goed alles nie. Ek vra jou vanmôre, is jy besig met nietighede? Vermors jy jou tyd op aarde omdat jy heeldag besig is met hierdie goed wat in die ewigheid vir jou niks gaan beteken nie? Daardeur sê ek nie, 'n mens mag nooit 'n Netflix kyk of wat ook al nie. Ek kyk dit glad nie. Maar die gedagte is net, vriende, daar's ander mense wat hou van om 'n goeie rolprent te kyk, ander mense wat hou daarvan om sekere goed te bekyk op die sosiale media. Vir my is die vraag vanmôre net wat ek self vir die Here afvra, Here, is ek besig om my tyd te mors met nietige dinge? Watter ander nietige dinge is daar? Vriende, ons kan ons tyd so verwyl wanneer ons 'n sport beoefen. Ons is deurgangs besig in ons kop om daaraan te dink, ons beoefen dit, ons spandeer ons geld daaraan, ons tyd, 9 uit die 10 keer is ons amateurs, dis nie 'n werk wat ons doen nie, ons praat daaroor, dit is asof dit ons heeltemal geabsorbeer het, en ons kom nie uit by God, en by sy dinge, en by die groot opdrag, om die evangelie aan die wêreld te gaan verkondig nie. Ag vriende, daar is tye waar mense net eenvoudig niks doen nie. Hulle praat van hierdie oomblikke waar hulle net sit en hulle doen niks nie.
En dis baie keer vir dae, baie keer vir weke en baie keer vir jare, dat mense niks doen nie. Hulle wil niks doen nie. En die Bybel sê vir ons, dit is nietighede. Dit is goed wat in die ewigheid teen ons gaan tel. Daar's mense wat verskriklik lief is om te kuier en te braai en te sosialiseer. En hulle kom nie by God uit nie. Hulle gebruik nie die tye wanneer hulle braai of wanneer hulle kuier om met siele te praat oor die Here nie. Dit gaan oor me, myself and I. C.T. Studd het gesê, een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het sal staande bly. Dis presies wat die psalmdigter hier sê. Turn my eyes away from worthless things. As my hele beweegrede nie elke dag is om God te verheerlik nie. As my doen nie ingestel is om God se naam te eer en hom beter te leer ken en ander siele na hom te trek, nie is ek besig met nietige dinge. Vriende, luister, hierdie lewe behoort nie aan my en jou nie, veral as ons weergebore is. Ongeredde mense kan sê, ag, ou Gerard praat om nonsens. Hy praat 'n klomp goed om tyd op te maak. Verseker, vir die ongeredde sal dit so klink. En vir die ongeredde kom die waarskuwing vanmôre, jy's besig met nietige goed as jy jou nie bekeer tot God nie, en jy gaan eendag rekenskap voor die heilige God gee, van jou lewe, wat jy gewy het aan nietige dinge, wat in die ewigheid niks gaan saak maak nie. Maar vir jou wat aan die Here behoort, pleit ek by jou, roep na die Here, Here, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my lewend in U weë. Neig my hart tot U getuienisse, en nie tot winsbejag nie. Dis 'n ander ding. Vriende, mense is met geld ek wil amper sê geabsorbeer. Dis asof geld hulle lewe is. Hulle bly aan studeer om die volgende graad te kry, om meer geld te kry. Hulle maak by mekaar, hulle doen ekstra werk, maar dan moet meer geld wees. En ek vra altyd om wat mee te doen? Om 'n klomp nice to haves te koop. Om 'n klomp, soos 'n man eendag gesê, klomp dust collectors te koop. Luister, ek kan net soveel eet 'n dag. Ons kan net een kar ry op 'n slag. Vriende, ons kan net soveel spandeer. Daarom pleit ek by jou, dat jy jou oë sal afwend van die nietige dinge, en dat jy jou oë sal rig na die Here. Dis goed om te werk. Wonderlik as die Here jou suksesvol maak in jou besigheid, in jou werksplek. Jy maak goeie geld. Dis wonderlik, maar laat dit nie jou lewe oorheers nie. Daarom, turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Ag vriende, dis belangrik om te sien dat hierdie hele psalm gaan oor die gedagte dat God se getuienisse, God se woord my verlustiging moet wees, my raadsmanne. Dag vir dag as ek opstaan, of ek nou aan 'n sport deelneem, of ek nou gaan werk, of ek nou braai en kuier by mense, of ek nou by die huis sit saam met my gesin, dat ek sal vra, Here, hoe sal ek U verheerlik? Hoe sal ek eer bring op U naam? Hoe sal ek so lewe, dat ek eendag by U die mooi so sal kry? Al wat ek vanmôre vir jou wil vra is, dat jy so 'n bietjie hierdie skaal van jou lewe voor God sal sien. Kyk wat weeg die swaarste in jou lewe. Is dit die nietige dinge van die lewe, of die dinge van die Here? Dan sal jy baie goeie begrip kry, wat hierdie vers in Psalm 119 vers 37 sê. En dan is my gebed vir jou en vir myself, Here, help my om elke dag, konstant, gedurig, herinner te word hieraan, dat ek my oë sal wegdraai van die dinge wat in die ewigheid vir my niks sal beteken nie, dat ek my hart sal rig om U te verheerlik. En wat ook ek al doen, want U woord sê, of ek eet of ek drink, of wat ook al doen, moet ek van harte doen asof vir die Here en nie vir mense nie. Vriende, mag die Here genade gee, dat U en ek goeie ondersoek sal doen van ons eie lewe, en dat ons vir die Here sal vra, verander my waar nodig, om U meer te verheerlik. Baie groete, baie seën, mooi dag verder, tada.